Ria van Loglenberg, dit gaan al beter, maar ons doen nog steeds vir hulle voorbinding, Karo, kry maar nog steeds van die episode, so ons dink aan hulle, dan die Wilma Volskenk, dan die Wilna Swanepoel, en dan Rita van Heerden, wat hierdie week vir operasie gaan. Goed, dan wat die verjaarsdag by 80 aanbetref, die 9de Augustus is dan die Hannie Roo, hulle sit altyd hier voor, en ek dink hulle is nog by die see. Hulle migreer so wintertye. Sy word 87 en dan die 14de Augustus Michael Jones. Is een van hulle hier vanoggend? Nee. Niemand kry sjokolades nie. Of wie verjaar hierdie week? Hierdie sjokolades gaan uit word. Gaan Benny. Oh, Matti, nou, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy word 17, 16. Oh my word. Net naderdag was hy nog so klein. Wie verjaar nog? Daar oom daar agter. Dankie Tannie Santa. Daar heel agter. Hoe oud word oom? 76. Is amper hier by die 80er klub. Hy kan 'n sjokolade kry. Maar oom, die reël is net deel dit met die tannie. Want een vir een mens is te veel, so dit moet gedeel word. Goed, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag dit regtig vir julle 'n mooi jaar wees en mag julle die Here se seën ook beleef in alles wat julle aanpak. Dan wat die dagboek aanbetref, die oggend Bybelstudie van verlede week wat uitgestel is hierdie week. So Dinsdagoggend 9uur. Dan die 11de Augustus baie belangrik, die ouderlinge en diakens vergadering. Gewoonlik kies die kerkraad of ouderlinge en diakens of hulle kies die kerkraad vergadering. Maar ons versoek vriendelik dat julle al twee geleenthede hierdie keer sal bywoon. Dan die 13de is NHSV byeenkoms en die 14de is die mannebediening by Heavenly Coffees soos ouer gewoonte. Dan kan jy solank 'n nota maak, die kerkraadsvergadering is net 'n week na die ouderlinge vergadering en diakensvergadering. Die 23ste, wat nou vandag oor 2 weke is gemeentevergadering. En dan baie belangrik, die 28ste is ons bazaar. So julle weet, dit is nou op hande, daar's 'n klomp dinge wat moet gebeur, 'n klomp dinge wat gemaak word. Ons verwag oor die 400 kinders met die koorfees. So jy gaan 'n klomp hande en voete wees. So ons kort 'n klomp hande om te kom help. Julle sal nou sien, die WhatsApp gaan begin besig raak oor dit wat nodig is, dit waar moet wat gebeur. So hê maar asseblief 'n bietjie geduld met al die spam, maar lees dit, moet dit nie beskou as spam en dit nie lees nie, asseblief. Goed, dan sal ook die herfskringkamp, so net na die bazaar, dan gaan die ou mense en mense wat jonk is van jeug, gaan 'n bietjie gaan kamp by Buffelspoort, so die wat nog daar wil aansluit, hulle is baie welkom om vir Tannie Salome of vir Tannie Rina te kontak, of vir Dominee Zanatrike. Dit dan van my kant af, het ek iets gemis? Niks gemis nie. Kom ons tree dan toe tot die Here, ons raak rustig, dan sing ons saam vonk 2, 3, 4. Kom ons raak sommer net vir 'n oomblik stil terwyl ons wag vir die tegniese span om vir ons hier te help.
Gemeente, die mens kyk na wat voor oë is, na die kodes van die samelewing. Maar God kyk na die hart. Here, U deursoek ons en U ken ons. U weet waar ons gemaklik inskakel en wie ons onbewustelik op die kantlyn laat staan. Hier word ons oop en gestroop van ons sosiale maskers voor God staan, ontvang sy genade. Genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader, van Jesus Christus en van die Heilige Gees wat ons tot 'n gemeenskap saambind. Amen. Voordat ons onsself 'n geloofsfamilie vir ander noem, laat ons kyk na die spieël van God se wil, waar ons onwetend, blindheid en ingeoefende kodes sonder genade blootgelê word. In Jakobus 2 verse 8 en 9 staan daar: My broers en susters, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie na hulle uiterlike beoordeel nie. As julle werklik die wet van God in die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. Ons hoef mense nie aktief te haat om hulle uit te sluit. Ons hoef hulle net mis te kyk. Ons bevry vandag die gerief van ons blinde kolle. Die manier waarop ons ons eie gemaksone verwar met God se koninkryk en ons hol leuses met werklike liefde. Wees ons genadig. Ons sing nou Vonk 224 verse 1, 2 en 3. Hoor die goeie nuus,
Deur hierdie geloof in Christus Jesus en julle nou almal kinders van God, want almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus se familie geword. Dit maak nie saak of julle iemand, 'n Jood of 'n Griek, slaaf of 'n vryman of 'n vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar medeburgers en gelowiges van die lede van 'n huisgesin van God. God noem ons nie meer vreemdelinge of buitestanders nie. Hy noem ons syne. As mense wat deur sy genade ingesluit is, antwoord ons met lied 431 verse 1 en 2. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons dierbare almagtige Hemelvader, Here, dankie vir die voorreg om te kan stil raak voor U. Dankie Here vir hierdie byeenkoms waar ons kan saam U naam groot maak, ons week in oorweging kan bring, Here, en aan U al die lof en die eer gee, omdat U, Here, elke oomblik van elke dag saam met ons wandel. Vader, daar is 'n klomp mense in ons gemeente en ook in die wêreld daar buite wat U nodig het. Wat deur beproewing gaan, wat deur siekte worstel. Ons bid, Here, dat U hulle in die besondere sal naby wees. Here, dankie dat ons in U wet kon hoor hoe ons bietjie anders moet kyk na die mense rondom ons. Here, en wanneer ons hierdie goeders doen, dan is dit nie noodwendig doelbewus nie. Partymal is dit net 'n blinde kol wat ons nog nie opgetel het nie. Wat ons so onbewustelik mense uitgesluit laat voel. Ons bid, Here, dat U ons oë sal oopmaak vir die mense wat die wêreld miskyk. Vader, vanoggend dank ons U ook vir vroue. Vroue wat getrou is aan U, vroue wat U roep, en vroue wat met hulle lewe iets van U liefde probeer verkondig. Help ons, Here, om dit raak te sien, dit te waardeer en dit uit te roep. Here, wanneer ons nou uit die woord lees, vra ons dat U dit sal rustig maak in ons gemoedere. Dat ons regtig sal luister wat U uit die woord vir ons probeer sê.
En help ons ook dat dit wat ons hoor sal vrug dra in ons lewens. Vader, dankie dat U vir elkeen van ons vir Jesus gestuur het om aan die kruis te sterf. Maar meer as dit, Here, dat hy opgestaan het en dat ons uit hierdie opstanding kan lewe. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Gemeente, toe ons studente was so eerste jaar teologie, toe daag die 21 van ons daar op kampus, en ons tref toe aan hierdie baie vreemde ding wat maar gebeur. Amper soos 'n tipe van 'n geheime handskrif. En nou dat ek vir Dimitri staan sien, moes ek eintlik vir hom gevra het, wat beteken dit? Maar dit is 'n tipe geheime handskrif wat mans doen, en ons het dit nie geweet nie, en ons manstudente het ook nie geweet as hulle paas nie dominees was nie. Maar dit is so 'n geheime handskrif waar jy jou pinkie op 'n manier so krul, en dan krul dit in die ander persoon se hand in. 'n Geheime handskrif. Nou, ek weet nie van wie van julle dit al gesien nie. Miskien kom dit van een of ander kerk agtergrond af, dalk 'n oulike klap. Miskien kom dit van die, soos ek nou maar dink, van die Vrymesselaars of die Broederbond. Ek hoor toe nou vanoggend sê my een pa vir my, nee man, dis 'n tikkies ding. Tikkies het so gegroet. So Dimitri sal my later reg help hoekom het hulle dit gedoen. En nou as jy dit so van die kantlyn af dophou, dan wonder jy, is dit nou maar net 'n ou tradisie? Of is dit 'n geheime teken van een of ander klap? Nou, sosioloë sê eenvoudig dat hierdie tipe ding genoem word amper soos 'n ingroep kenteken. 'n Mikroritueel binne die binnekring van so 'n gemeenskap. Eintlik 'n simboliese manier om vir iemand te sê, sonder om 'n woord te sê, ek herken jou, ons ken die kodes, en jy behoort hier. Nou, ek dink niemand bedoel noodwendig sleg wanneer hulle dit doen nie. Ek dink dit gebeur heel onskuldig. Partykeer doen mense dit sonder om te weet eers wat dit beteken. Nou, die Franse sosioloog Pierre Bourdieu sê, dit is wat hy noem habitatus. Daardie diep ingewortelde ongeskrewe reëls, wat iemand dadelik laat weet, hy's of 'n ingewyde, of iemand wat aan die kantlyn staan. Dit wil nogal laat dink aan die gunsteling woorde van ons tyd. Maak nie ook vandag, as jy op enige webtuiste gaan van skole, besighede en selfs kerke, dan sien jy oral dieselfde groot woorde. Almal is welkom. Hier het elkeen 'n plek. Jy is vir ons belangrik. Hier, in hierdie besigheid, in hierdie kerk, tel jy. Ons ken jou naam. Ons lees dit en almal van ons knik ons koppe, en ons voel nogal goed daaroor, dat ons so inklusief is. Dat enige iemand hier kan kom en kan sê, maar hier behoort ek. Maar as ons eerlik is vanoggend met mekaar, dan sê ons daardie tipe insluiting kos ons niks, en dit verander ook niks. Want hoewel ons sê, jy is welkom, is dit nie noodwendig die waarheid nie. En ek dink as ons nou mooi gaan dink, dan staan regtig nie enige oomblik waar ons as gelowiges mense doelbewus sal uitsluit nie. Ons sal nie doelbewus die deur in iemand se gesig toe klap nie. Ek dink as net kinders op 'n skoolwerf wat blaatant vir iemand sal sê, man, ek speel nie vandag met jou nie, jy kom nie na my partytjie toe nie. Ons groot mense is baie meer gesofistikeerd. Ons sluit nie mense uit dood eenvoudig om 'n deur toe te klap nie, maar ons doen dit deur mense nie raak te sien nie. Ek dink ons doen dit deur ons eie verhoudingsgemak te verwar met die koninkryk van God. Nou sielkundiges noem dit implisiete vooroordeel. Daardie blinde kol waar ons glo, ons harte is oop vir almal. Ons lees dit in die bordjie sê dit,
Terwyl ons gewoontes en ons vriendekringe eintlik presies die teenoorgestelde sê. Ek dink ons oortuig onsself dat ons goeie mense is en dat ons nie openlik diskrimineer nie. Maar dit is eintlik 'n passiewe, gerieflike tipe onskuld. Gemeente, dis presies die kultuur van blinde kolle wat die evangelie van Jesus vir ons vanoggend gaan bloot lê, gaan ontwrig. En wanneer ons Romeine 16 lees, en julle gaan dit nou sien, is ons eintlik nogal geneig om vinnig oor dit te blaai, want dit is maar 'n groete boodskap. Dis amper soos daardie credits aan die einde van 'n fliek. Jy staan lankal op en gaan uit die fliekteater uit as daai goed begin speel, want dit is onbelangrik. Maar vir die Romeinse burger wat hierdie groete boodskap moes gelees het, sou dit gevoel het soos 'n sosiale aardbewing. Kyk hoe begin Paulus in Romeine 16 daarvan vers 1. Ek beveel ons suster Phoebe, wat dienaar is van die gemeente in Kengee, by julle aan. Ontvang haar soos die mense wat in die Here glo. Betaam en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry. Want sy was vir baie en ook vir my tot steun. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Dit is nie net ek wat dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huise bymekaar kom. My groete verder ook aan my liewe vriend Epinetus, die eerste bekeerling vir Christus in die provinsie Asië, en aan Maria, wat baie moeite vir julle gedoen het. Gee my groete ook aan Andronicus en Junias, my volkgenote wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al Christene geword. En dan sê ek ook groete vir Ampliatus, my liewe vriend in die Here, en vir Urbanus, my medewerker in Christus, en vir my liewe vriend Stagus. Ook vir Apelles, hy het gewys wat in hom steek as gelowige. En die huis van Aristobulus, vir Herodian, my volksgenoot, en vir die uit die huis van Narcissus, wat tot geloof gekom het. Groete verder ook aan Trifena en Trifosa, ywerige werksters vir die Here, en aan my liewe Persis, wat al baie vir die Here gedoen het. Dra ook my groete aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Here, en aan sy moeder, wat ook vir my altyd 'n ma was. En dan ook tog groete aan Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die broers daar by hulle. Ook aan Philologus, Julias, Nereus en sy suster, en Olympas en al die ander gelowiges daarby. Groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Dat ek hier vir julle bygesit, groet mekaar met 'n heilige kus. Dis die 53-33 vertaling. Dan sê die 2020 vertaling, groet mekaar met 'n heilige soen. Dan sluit hy af, al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. 'n Klomp name wat nogal moeilik is om uit te spreek. Nou die allereerste persoon wat hy noem is 'n vrou, Phoebe. Nou sy was nie net 'n koerier wat die Romeine brief onder haar arm moes gedra het nie. Paulus noem haar in hierdie gedeelte 'n diakonos, 'n amptelike leier en bedienaar. En hy gebruik die Griekse woord hier, prostatis, eintlik 'n regse term wat beteken 'n magtige beskermheer en 'n finansiële weldoener. As ons net vir 'n oomblik hieroor dink, die mees teologiese, impakvolle brief in die geskiedenis van die mensdom, hierdie brief van die Romeine, word deur Paulus toevertrou aan 'n vrou.
Sy dra die uiterlike gesag om dit in huise voor te lees vir mense, te verduidelik en teologiese vrae daaroor te beantwoord. En dan gaan Paulus verder en hy noem vir Priscilla en Aquila. Ook ongewoon, want gewoonlik sê mens mos die man se naam eerste, ook in daardie tyd. En Paulus noem vir Priscilla eerste. In die antieke wêreld was dit 'n skokkende breek met etiket. En dit wys vir ons eintlik dat Priscilla die een is wat die leidende teologiese stem was in daardie huiskerk. En dan gaan hy verder en hy noem 'n klomp vrouens se name, maar dan noem hy ook vir Jonias. 'n Vrou wat deur Paulus geëer word as 'n vooraanstaande by die apostels. Maar wat nog interessant is dat reg in hierdie klomp name van invloedryke vroue en leiers, dan kry ons ook twee name, Ampliatus en Urbanus. In die Romeinse ryk was dit eintlik tipiese name wat slawe gedra het. Dis name wat vir slawe gegee is. En wanneer Paulus vir hulle almal groete stuur, na hy hierdie ongelooflike Romeinse brief geskryf het, wat die geskiedenis van die Christendom sou verander, dan sit hy hulle almal om een tafel. Hierdie ryk aristokratiese weldoener, die slaaf uit die mark, hierdie Joodse geleerde, 'n Griekse amptenaar, 'n man, 'n vrou. Hulle sit nie meer op hierdie hiërargie van die Romeinse rangorde nie. Hulle sit om een tafel. Sien julle wat gebeur? Paulus kom nie in sy Romeine brief en gee vir ons 'n lysie van moralistiese reëls oor hoe om liewer te wees vir mekaar nie. Hy kom hier aan die einde en hy sê, dis hoe dit prakties lyk. Baie interessant, 11 keer in hierdie enkele hoofstuk gebruik Paulus twee woorde. Twee woorde wat die Romeinse ryk op sy kop sou keer. En ek weet nie of julle dit raak gesien het nie. 11 keer is daar die woorde in Christus. Sien, die wêreld se geheime handskit vra altyd, wat is jou status? Wat is jou titel? Wat kan jy vir my doen? Dit was die logika ook van hierdie Romeinse piramide. Maar wanneer jy in Christus Jesus gedoop is, dan word hierdie hiërargie, hierdie piramide totaal afgebrand. Paulus kom nie en hy sê vir die kerk in Rome, julle moet hard probeer om nie te diskrimineer nie. Hy sê vir hulle, as julle mekaar nog volgens sosiale status beoordeel, dan lewe julle 'n leuen. Julle tree op asof Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie. Met wanneer 'n ryk weldoener soos Phoebe en 'n slaaf soos Ampliatus mekaar met 'n heilige kus groet, dan is dit 'n sosiale gebaar wat nie goedkoop is nie. Dit word 'n belydenis. Want hulle sê, ons behoort nie meer aan die orde van die keiser nie. Ons is herskep in die liggaam van Christus. En ek dink dis die geheime handskit van die kerk. Ons groet nie deur te sien wie ons wil sien nie. Ons groet mekaar en soek aktief vir mense wat die wêreld miskyk. Is iemand daai tipe insluiting is nie goedkoop nie. Dis nie 'n almal is welkom tipe lese nie. Dis 'n heilige, kosbare kultuur waar ons weier
om oblivious te wees. So vandag vier ons Vrouedag. Nou in 1956 het duisende vroue na die Uniegebou toe gestap. Vrouens wat geweier het om deel te wees van 'n stelsel wat hulle onsigbaar maak. Hulle het gesê ons is hier en ons name maak saak. Ek dink dis wat Romeine 16 vanoggend vir ons probeer sê. Romeine probeer vir ons sê dat ons bietjie dieper moet kyk. Dieper moet kyk as ons goeie bedoelings. Ons vroom lesers teen die kerk se muur. Van die geheime handskrif van die kerk, van die koninkryk van God, is dikwels nie gemaklik nie. Dis om aktief te soek na die mense wat die wêreld miskyk. Want sien Jesus het nie waar status 'n saak maak of wie jy is of wat jy kan bied nie, maar jou getrouheid in Jesus Christus. Ek dink dis dan nou ons uitdaging in ons huise, in ons kerke, in ons werksplekke, in ons gemeenskappe. Om verby hierdie implisiete vooroordeele te kyk. Om op te hou aanvaar dat alles maar reg is. Net omdat die leser teen die kerk se muur so sê, beteken dit ons moet aktief gaan soek na die Fibes, die Priscillas, die Marias. Die mense wat stilweg God se koninkryk bou, maar wat nie raak gesien word nie. So mag ons 'n gemeenskap wees wat nie tevrede is met goedkoop leses nie. Mag ons mekaar groet met die geheime handskrif van die koninkryk, deur mekaar werklik te sien. Mekaar by die naam te noem. En vir mekaar 'n plek te gee wat Jesus reeds gekoop het. En miskien moet ons vanoggend vir mekaar dit vra. Gedagte om by die huis te gaan oordink. Vir wie het jy nog nie 'n stoel aan die tafel gereed gemaak nie? Nie net hier in die gemeente nie, maar oral waar jy beweeg en werk. Mag ons onthou dat ons in Christus een liggaam is. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bely vanoggend voor U dat ons oë so maklik gewoond raak aan die kodes van ons eie wêreld. Ons kyk so vinnig na status, na reputasie en na dit wat vir ons gemaklik en bekend voel. Here, ons bely die gerief van ons blinde kolle. Daar die plekke wat ons dink ons harte is oop, maar waar ons voete maar net op die ou bekende paaie bly loop. Vader, U het in Jesus die mure van skeiding aan die kruis afgebreek. Here, U noem ons nie meer vreemdelinge nie, maar erfgename. Vader, stroop ons en genees ons van ons geestelike blindheid. Heilige Gees, gee U vir ons nuwe oë. Oë wat ingestel is op die frekwensie van U koninkryk. Vader, maak ons rusteloos wanneer ons verby mense loop wat stilweg die vragte van die lewe dra. Here, gee ons die moed om op te hou soek na ons eie eer en eerder die eer en die plek te gee aan die Fibes, die Priscillas, die Junias en die Ampliatisse rondom ons. Die mense wat die wêreld miskyk, maar wat deur U by die naam geroep is. Vader, maak ons 'n gemeenskap waar niemand onsigbaar is nie. Waar ons tafels weier word,
as ons gemaksone. En waar liefde nie 'n lese teen die muur bly nie, maar vlees word in hoe ons mekaar ontvang en mekaar dien. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, wat ons eerste raak gesien het, toe ons nog vreemdelinge was. Amen. Gemeente, kom ons sing dan nou Vonk 286 vers 1 tot 3. En hierin sal julle ook sien en saam sing dat ons almal mense is, maar deel is van een liggaam. Kom ons sing Vonk 286 vers 1 tot 3. Gemeente, gaan nou die wêreld in, nie met hol leses van insluiting nie, maar met oë wat ingestel is om ander raak te sien wat misgekyk word. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat jou by die naam noem, die liefde van God die Vader, wat die mure van status en beheer afbreek, en die gemeenskap met die Heilige Gees, wat ons nou saambind as gelykes rondom sy tafel, met jou wees en jou stuur, om sy koninkryk sigbaar te maak. Amen. Gemeente, ek hoor hulle sê ons moet hierdie week nie ons warm klere wegpak nie. So gaan stof hulle af, sit hulle naby en dan bly warm en gesond. Mooi week vir julle.